Goeiemôre en baie welkom. Wie kuier vanoggend hier by ons? Ja, ons sê hulle welkom as Greef, né? Jy's terug van Botswana. Baie welkom terug. And then we have two people from Korea in front. They don't need the interpreter. They just want to see what we're doing. So welcome. And the customers from New Zealand. Maar ek nie Engels praat nie, ek kan glad nie Mandarin praat nie, so julle moet net rustig wees. Goed, kom ons kyk na ons het, ek net gou hier kry, op ons kerkraadsvergadering het ons verkies as nuwe kerkraadslede. Nou hoe dit werk is, hulle is bloot gekies, so hulle het nou 3 Sondae tyd om te antwoord. Maar jy het ook 3 Sondae om 'n beswaar te maak as jy 'n probleem het met een van hierdie name. Die name is Jorie Jordaan en dan Andries van Vuren daar van Wildebees en dan Herman Reinders vir die jong kinders, skoolgaande kinders en Nikki Brand. Wat ons op die kerkraad besluit het, en ek wil julle, want dit is vir my baie belangrik dat julle deel is van ons besluitneming en saam met ons inkoop in die gemeente. En dit is dat ons het omtrent so 10 aktiwiteite het ons geïdentifiseer. So ons soek kerkraadslede wat juis vir hierdie aktiwiteite vir ons meer kan reël en organiseer. Ons het nie een kerkraadslid op die oomblik in die dorp nie. Almal is boere. So ons het hom gevra om ons te help om die dorp te bearbei. Andries van Vuren van Wildebees om daai mense van daai kant af dan vir ons te bedien. Herman Reinders vir die skoolgaande jeug. Hy is betrokke by die kategese en Rikkie Brand, ons het geen iemand op die kerkraad wat missionaal is nie. Dit wil sê die ou sending wat ons noem, wat ons kan uitreik na mense soos wat vanoggend ook hier by ons is. So kom ons bid vir hulle en hulle moet dan nog hulle kry nou vandag, volgende Sondag en die Sondag daarop kry hulle geleentheid om daaroor te bid en dan te antwoord op hulle verkiesing. Goed, dan as ons aangaan en ons kyk na ons weekprogram, dan sal ons sien dat lief en leed en al het julle alreeds, het ons daar die erediens vandag en hierna dan is ek by Huisdion Lou. Die 15de se sonop se diens word by Buitepos gehou. So Buitepos is beskikbaar, so die 15de is ons by Buitepos. Dan eerskomende Woensdag is die eerbyeenkoms, ek is so half gevee toe, die gemeente gaan dit doen, so dis 'n surprise. Ons sal vir julle dit op die WhatsApp groepe sal ons vir julle laat weet. Dan die 22ste staan op jou almanak as 'n uitnaweek. Maar dit beteken daar is nie 'n erediens hier in die kerk daai Sondag nie. Die 22ste, dit is so 'n soort van 'n lang naweek omdat die skole gesluit is die 23ste met die oog op die 21ste onafhanklikheidsdag. Dan kom ons by die Kieriemark. Vergewe vir my, maar ek moet net gou noem. Daar is mense wat nie verstaan wat is 'n Kieriemark nie. Hulle dink is net nog 'n ding. Wat gebeur is dat daar was 'n groot sweet. Nou niemand sweet meer op die Kieriemark nie, want nou hou hulle 'n mark, klaarblyklik. Nou Kieriemark is 'n eenmalige, Serena, jy moet mooi hoor dat ek nie nonsens praat nie. Dit is 'n eenmalige bazaar. Kom ons noem dit 'n ou taal en verstaan almal wat dit is. Dis 'n bazaar, dis 'n mark wat die Kierie mense bedien van Huisdion Lou. So hulle het net eenmal 'n jaar 'n groot insameling vir hulle.
en dis hoekom ons dit dan 'n currymark noem. En hy het nou begin al vir 2 jaar wat die naam is, né? So 2 jaar se currymark. Hulle soek vleis, hulle soek produkte asseblief. Isaan soek groente wat sy kan gebruik as uitstalling, maar sy gaan dit nie vir jou teruggee nie, sy gaan dit vir Huisdion Lou gee, sodat hulle ook 'n bietjie vitamiene kan inkry. Goed. Dan soek ek vir mense wat vir ons iets vir die bazaar voorberei, 'n halfsak eie en petersilie en so aan. So julle kan net by my kom hoor. En dan die 29ste is dit Palm Sondag. Okay. En dan by die barmhartigheid het julle dit, en dan vir die week, ons het net die uur byeenkoms vergeet om in te sit, dis my skuld, op Woensdag 6 uur. Verder loop hy normaal, kategese, belydennisklas en so meer. Goed. En dan drink ons tee na die kerk. Wat het ek vergeet? Help my. Alles onthou, vra my iets. Julle moet nie so kyk nie, ek raak senuweeagtig. Hoe sê? Lekker, dis tuisgebakte koekies, so julle moet dit gaan proe, daarna, na die tee. Baie dankie, Serena, wat sing ons? Môre julle. Goeiemôre. Ons gaan vanoggend begin, Dominee Dirk het hierdie lied gevra, sing 'n nuwe lied. Ons is besig met vernuwing, ons doen nuwe goed. Ons sing 'n nuwe lied ook vanoggend. Kom sing 'n nuwe lied vir hom. Kom sing 'n nuwe lied vir Jesus. En ook die tweede vers gaan ons staande saam sing. En dan het ek sommer hierdie liedere uitgehaal ter wille van saam sing. Want ons sing tog almal graag, of die meeste van ons sing graag. As jy nie van sing hou nie, is ek jammer, maar ons gaan nou vanoggend 3 liedere kombineer in 'n keerspel of 'n medley. Ons gaan begin met As die lewensstorme woedend om jou slaan. Een versie en 'n refrein gedeelte. Dan gaan ons 'n opstandingslied sing, lied 421, die Here Jesus lewe, hy het die dood oorwin. Maar die derde versie, die Here Jesus lewe, hy kom ons eendag haal. En ons derde lied is dan, kom tot die Here met al jou verdriet, kom nou na hom wat redding jou bied. En die refrein gedeelte gaan ook oor die lewe hierna. Heerlik, heerlik sal die vreugde toon, eenmaal klink waar vrygekoop is woon. En ek sê weer, die lied is glad nie tema gebonde vanoggend nie. Dis sommer net om lekker saam met mekaar te sing. Ons het sommer 3 liedere by mekaar gesit vir lekker sing. Dan kan julle gaan sit, ons aanbiddingslied is dan ook vanmôre 'n lied van oorgawe. Hierdie moet ek sê is 'n gunsteling van Dominee Dirk en veral die Engels. I surrender all to thee, my blessed Saviour. I surrender all. So kom ons gebruik ook dan hierdie geleentheid om te kom neersit en stil te raak voor die Here. En dan ons slotlied sal aangekondig word. So die eerste 2 liedere sing ons staande en dan kan julle gaan sit vir ons aanbiddingslied. Baie dankie, julle sal hoor dat ons tema is ook dan vanoggend wedergeboorte. Hoe verstaan ons wedergeboorte? Waaroor gaan wedergeboorte? Daar word so baie gepraat, min gepreek daaroor, min geleer daaroor. So ons tema dan wedergeboorte en die liedere gaan dan ook I surrender. Kom sing 'n nuwe lied. Hierdie liedere wat dit dan onderstreep. Nou, kom ons kyk na ons fotum. Kom ons kyk na ons fotum. Waar is hy? Daar is hy. Now, this is coming from the Bible. It's a poem that says what we believe. Nou, Psalm 85 sê die volgende woorde. Wil u nie weer die lewe vir ons nuut maak, sodat u volk hulle vreugde in u kan vind. Give me a new life, O Lord, so that I can be happy and full of joy. As so 'n behoefte aan joy, né?
Laat ons u troue liefde belewe. Skenk ons u reddende hulp, Here. En op hierdie noot groet ek jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen.
te laat lewe. Julle staan nog met fronse en sing as ons sing van die wonderlike ewige lewe. So kom ons raak bietjie los voor die Here ook. I surrender all. Here, dis vir ons so lekker om te kan saam sing voor U. Om by mekaar te kan wees, Here, dit voel soos huis elke Sondagoggend as ons hier by mekaar instap. Saam met ons huisgesin. Here, maar ons sien nie altyd raak wat om ons gebeur nie. Die feit dat die kerk se hek oop staan, dat die deure oop staan, dat ons in vryheid hier kan kom sit, dat ons so hard kan sing soos ons wil, want niemand bedreig ons nie. Ons het Vrydag gehoor van die mense in Nigerië, Here, wat in die geheim moet kerk hou, omdat mense hulle kom aanval. Moslimgesinde mense, gevaarlike mense. Here, ons weet nie eers van hierdie mense. Maak ons dankbaar. Maak ons oë oop, laat ons kan sien hoeveel genade, hoeveel liefde, hoeveel voorregte ons elke dag uit U hand ontvang. En daarom, Here, wil ons nou ons lewens voor U kom neerlê. Ons wil vra dat U Gees ons lewe sal oorneem, dat U Gees alles sal beheer waarmee ons elke dag besig is. Of dit ons werk is, of dit is waar ons met ander mense praat, of dit is waar ons met ons kinders besig is. Here, dat U Gees deur ons sal werk en sal praat, sodat ons sal hoor, en sodat ons U hande en U voete sal wees op hierdie aarde. I surrender.
Dis vir ons 'n gewoonte om nie net van die Here te praat nie, maar ook oor die Here. Ek gaan dit nou op Afrikaans sê en terwille van gaan ek hier en daar 'n Engelse woord in sit, maar ek weet nie of julle besef dat die twee mense wat hier voor sit, kom van die land waar die grootste vervolging van Christene is. So wat 'n geleentheid. Kom ons bid. Ons eerste gebed sê Psalm 23, want dit gaan oor wedergeboorte. Hy verkoop my siel. Ek weet nie op watter plek jy is vanoggend nie, maar please ask God that he will bless you this morning. Dat dit wat hier vanoggend gaan gebeur, dat dit deel van my siel sal wees, dat my siel gered word. Kom ons bid elkeen vir homself, dat vanoggend 'n groot ding in jou siel sal plaasvind. Here, ek kom bid dat al kan mense die taal wat ons praat nie verstaan nie, dat u Gees in hulle gees sal inspreek in hierdie oggend. En daarom ons tweede gebed is 'n nuwe lewe. Net soos wat 'n huwelik partykeer tips vang. Net soos wat familieverhoudings en gesinne en 'n besigheid dips vang, by bankrot gaan draai, selfs by 'n uitmekaar gaan draai, selfs ook by sonde gaan draai, is daar 'n nuwe lewe in Christus. Ons gaan dit nou sien, fisies, voor ons oë. Kom ons bid, dat die Here vir jou, dis wat ons kerk se naam is, gereformeer, dat die Here ons sal reformeer in 'n nuwe lewe, saam met hom. Amen. Waar is ons kinders? Kom gou. Kom sit gou vir my hierso. Hallo. Louise, gaan jy vir my help? OK. Ons het eers wie's lucky? Waar's Wilco? Hierso. Daar is hy, jou wurmpie is klaar. Baie geluk. Kom ons stap hom, manne. En Hailey, my bug. Waar is Hailey? Daar is sy. Mooi, kom ons klap ook vir haar, né? Right. Nou, ek gaan nou 'n baie snaakse ding vertel. Een van die bekendste gedeeltes in die Bybel, né, is die storie van Nikodemus. En dis seker die storie wat ons die minste ken. Hy is die bekendste, maar ons ken hom die minste en ons verstaan hom die minste. Wat gebeur het is, waar moet ek wys?
Ja, ons is daar, soos nou weg. Ek is terug. Skus Mariaan. Daar sy. Die oom se naam is, kyk gou vir my, die oom wat hier sit, se naam is Nikodemus en hy's 'n dominee. En hy kom na Jesus toe en hy vra, hoe kan 'n mens weergebore word? En wat toe gebeur is, Jesus vertel vir hom, net soos wat 'n babietjie gebore is, né? So met 'n mens ook in jou gees, in jou hart gebore word. Net so. OK. Right. So, nou is die vraag. Koenie. Waar is Koenie? Sy sê ek moet vir Koenie roep. Come. You must take a YouTube. You must make a YouTube. Come sit hier. OK, hy raak net eers tegnies by. Right. Goed. You can sit here. Thank you. OK. Luister. Kyk goed vir my. Jy moet nader sit want dis 'n ernstige storie nou. Waar kom babietjies vandaan? Iemand weet. Kyk hoe sluk hulle wind. OK. Waar kom babietjies vandaan? Uit die ma se maag uit. Hoe kom hy daarin? Hoe het hy daarin geklim? Sê weer? Het die Here hom daarin gesit? OK, right. Sy het nou begin benoud raak hierso. OK, kom ek verduidelik vir julle hoe werk dit, né? Want hulle is te skaam om dit vir julle te sê. OK, goed. Ons het geleer dat verlede Sondag het ons geleer dat ons hele liggaam bestaan uit water, né? Right. Goed. So pappa, kyk gou hierso. Hy moes eintlik hierdie ek het 'n potjie gesoek met 'n kraantjie aan. Het julle geweet man sit kraantjies. Nou kyk nou wat gebeur. As sit hy die saad by mamma en dan gaan hy en sy kom uit mamma se maag uit. Kom jy uit mamma se maag uit? OK, daar's sy. Wow. En daar's jy. Wonderlik. OK, daar's ek. Goed. Maar die duiwel is baie keer stout. En dan doen ons verkeerde goed. En dan wat gebeur dan? Dan word ons, is dit mooi skoon kindjie hierdie, né? En nou wat gebeur as ons nou dit doen? Dit raak rooi, dit raak rof, né? Dit raak vuil. Dis heeltemal vuil. En nou, hoe maak ons dit skoon? Moet skoon water by. Ek dink dit gaan help nie. Maar as ons vir Jesus vat en ons gooi vir Jesus in, hoe werk dit? En wie wat gebeur? Die wonderlikste ding is, kyk gou hier, en as ons liewe Jesus het, en daar kom nog vuil goed in, wat gaan gebeur? Gaan hy vuil word? Hoe het julle geweet? Wow. En dit is wat Jesus doen in ons lewe. Dis waaroor ons gaan praat vanoggend. Johannes 3. Johannes 3. Baie dankie. Is goed. Kyk, dankie hoor. Goed, kom ons maak ons Bybels oop, thanks. Kom ons maak ons Bybels oop by Johannes hoofstuk 3. Dis min dat my triek werk. Goed. Ons lees uit Johannes hoofstuk 3. Hoe werk weergeboorte? Die baie bekende Johannes hoofstuk 3.
Daar was 'n man met die naam Nikodemus. Hy het aan party van die Fariseërs behoort en was 'n lid van die Joodse Raad. Een nag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God afgekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen as God nie by hom is nie. 'n Wonderteken, né? Vers 3. Daarom sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus vra hom toe, hoe kan 'n mens gebore word as hy al 'n ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie. Jesus het geantwoord, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is mens. En wat uit gees gebore is gees. Vers 7. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil. Ja, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waarheen hy gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die gees gebore is. Nikodemus vra hom toe, maar hoe is dit moontlik? En Jesus antwoord hom, jy is die bekende leermeester, jy is die dominee van Israel en jy verstaan dit nie. Dit verseker ek jou, ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het en tog aanvaar julle nie ons getuienis nie. Ek het julle van die aardse dinge vertel en julle glo dit nie. Hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? Vers 13. Niemand op die aarde was al in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel gekom het, naamlik die Seun van die mens. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit, so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste Seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En vers 17 was my intreepreek in die tronk. Mense wat 'n slegte pad geloop het, en dis seker die slegste plek waar jy kan beland. En dan staan daar in vers 17, God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur nie. In die ou vertaling staan daar amper dieselfde as 16. God het die wêreld so lief. God het die wêreld so lief, né? Na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie. Hy het nie gekom om vir jou te vertel hoe sleg, hopeloos en treurig jy is nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Julle die tweede keer wat ons die water ingegooi het gesien? Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie. En so kom die skeiding. Die lig het na die wêreld toe gekom en tog het die mense eerder die duisternis as die lig lief gehad, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. Kom ons lees net tot daar. En nou het ek my dingetjie vergeet daar. Kom ek gaan haal hom net gou.
Ons het verlede Sondag. Dis vir my belangrik dat ons kom nie net en ons het 'n preekie, maar dat ons leer waaroor dit gaan. Ons het verlede Sondag het ons oor hierdie teks gepraat. 2 Petrus hoofstuk 3 vers 9. Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie. 'n Klein dogtertjie stuur vir my 'n voice note en sê: "Dominee, as die duiwel dan nou so lelik en stout is, hoekom vat die Here hom nie weg nie?" Goeie vraag, né? Hy stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so. Hy kan nie, of dit gaan nie gebeur nie. Nee, hy's geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Nou is die vraag vanoggend, hoekom moet ons bekeer? En die antwoord het ons sopas gelees, Johannes 3 vers 5. Jesus het geantwoord: "Dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy sy nie hemel toe gaan nie." Dis wat daar staan. Al sê ons mooi goed op die begrafnis, al probeer ons rondkrap om te kyk, wat kan ons iets voordelig sit, soos 'n bankrotboedel, wat is nog daar, wat ons kan tel? Niks nie. Gaan jou niks baat nie. Dis 'n bankrot spul. Dis hoekom ons tot bekering moet kom. Want sonder bekering het ons nie by die Here uitgekom nie. Al sit jy ook in die kerk. En daarom vergelyk ons dit met 'n huwelik. Al ken ons mekaar, is dit net 'n intellektuele kennis. En ek weet ek gaan nou op tone trap. Al bly ons by mekaar en leef ons saam, dan is ons soos 'n boer wat nie grond het nie, hy huur maar. Hy leen die grond om op te boer. Maar dis eers as jy die kontrak geteken het en die akte is opgestel, dan is dit jou grond. Dis waarvan die Ou Testament praat as hy sê, die Here God het na Abraham toe gekom en gesê, ek maak met jou 'n ewige verbond. 'n Bloedverbond, dis waar die besnydenis vandaan kom. Ek seël dit nie net met 'n gom en 'n seël nie, ek seël dit met my eie bloed. En dan noem die Here ons my volk, my kinders, my eiendom. Dan kan jy erf. En daarom sê Johannes dan ook die hartseer storie. Die Here het na sy eiendom gekom, maar sy mense het hom nie aangeneem nie. Net soos die verlore seun, al is hy uit die pa gebore, hy sy goed gevat en geloop. En al het die oudste seun agtergebly, sy hart was nie by die huis nie. Ek sloof af vir pa. Hy het nie 'n liefdesverhouding met sy pa nie. Hy's net soos 'n slaaf. Ek werk vir pa soos 'n slaaf. Hartseer, né? Maar, sê Johannes 1 vers 12, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Ons het verlede keer die bekertjie gehad wat so gelek het. Hy stikken. So ons kan godsdiens invoer, die dominee kan huisbesoek doen, ons kan preek, ons kan in die kerk sit en luister, ons kan selfs op die kerkraad sit, ons kan betrokke raak by die kerk, ons kan Bybel lees en stil sit as die dominee preek oor die radio of oor die TV, maar dit loop alles uit, dis leeg, omdat ons nie met God bedek is nie. Onthou julle die bekertjie. Nou is die vraag,
Wat is bekering? Hoe word 'n kind van God? Hoe word ek 'n kind van God? Nou ons het nou, ek hoop jy het dit raak gesien, ons het vir die kinders probeer verduidelik. Waar kom babatjies vandaan? 'n Natuurlike geboorte is waar pa en ma se selle bymekaar kom. En net soos wat die man se saad in die vrou ingeplant word in die moeder skoot. Nie elke keer wanneer daar gemeenskap is daar 'n baba nie. Maar wanneer daardie 'n saad gevat word, aangeneem word, bevrug word, vind daar geboorte plaas. Net so kom Johannes 3 en hy sê, God se liefde, sy liefdesaad word in die mens se lewe, in sy gees ingeplant. En die mens wat hierdie liefdesaad glo, vat, aanneem, word weer gebore. Het julle dit? Daar sê. En dan in die gees. Net soos wat 'n geboorte plaasvind van 'n baba, waar God in sy goddelikheid besluit het dat jy word deel van sy skepping en jy kan kinders hê en die wêreld instuur om vir God of die duiwel te dien. So bring God sy liefdesaad en jy vat dit of jy gooi dit uit. Die vraag is nou, hoe word dit? Nou, jy weet, ons dorpsjappies weet nou nie baie van boer nie. Nou daar ouetjie die stad het gekom by sy oom, en hy wil ook nou help boer, en toe sê hy, maar hy wil nou ook graag die koeie melk. En toe die oom in die stal inkom, is die man besig om die emmer melk by die koei se bek in te gooi. Ken julle dit? Ken jy dit? Ja. Nou vra hy, wat op aarde doen jy? Toe sê hy, die koei het in die melk getrap, nou gooi hy net die melk deur. Hoekom lag net sekere mense? Want die ander weet nie hoe dit werk. Ek ook nie. Nou kom Nikodemus en sê, maar hoe stoot jy nou daai baba terug in die moederskoot in? Dat hy oorgebore word. En dan verduidelik die Here, en ek het van ek hier gekom het elke keer by die nagmaal gesê, God gee jou 'n bloedoortapping. Hy tap sy bloed uit en hy gee sy bloed vir jou, sodat wat het ons gesing, 'n nuwe lewe kan hê. En die metafoor, die beeld wat die Here God gee is, dat onthou, hierdie boodskap gaan vir 'n dominee. Hy is nie besig om vir die ou daar buitekant te gaan preek daar buitekant en vir heidene nie. It's not for heathens, it's for Christians, this message is. En nou kom hierdie boodskap en hy sê, God het na sy volk gekom en sy volk het hom verwerp. En hulle was kwaad, en hierdie nuwe lewe wat hy vir hulle gee, het hulle vir hom as te ware in sy gesig gegooi, en toe kom die slange, en hulle begin pik die mense dood. En toe word daar gesê, vat 'n slang, sit dit op 'n stok, en hy wat opkyk en dit glo, sal genees. Wat gebeur? Ek is te siek, ek wil net doodgaan, los my uit. En ek gryp my kind aan die hare, en ek trek hom op en ek sê, kyk, sodat jy kan leef. Dis sendingwerk, dis evangelisasie, om uit te gaan in Gopabus, en mense aan die hare te trek en sê, maak oop jou oë, sodat dis te lief vir jou, dat jy nie duiwel toe gaan, en die ewige hel moet ingaan nie. So het die Here Jesus aan 'n paal opgehang as die sonde, sodat ek en jy
gered kan word. Dit staan al in Genesis, toe Adam en Eva sondig en hulle staan daar en hulle skaam en hulle hou toe en hulle is beswaard en hulle skaam en hulle sondig, het die Here 'n dier doodgemaak om vir hulle velklere toe te maak. 'n lewe vir 'n lewe. Moes hy Jesus doodmaak, sodat ek en jy bedek kan word, sodat die vuil van hierdie lewe ons nie kan bevuil nie. En daarom, hoe gebeur dit? Ons is terug by die troue. Elke keer as ek mense trou, is ek verbaas. Want elke keer, al wat ons doen is, vat jy hierdie vrou, vat jy hierdie man, ja, net die woordjie, ja. En is 'n totale nuwe lewe. Maar jy moet ja sê. Johannes 1 vers 12. Elkeen wat hom aangeneem het, elkeen wat dit glo, het hy die reg gegee om kinders van God te wees. Daai bruilofspaartjie, verliefde paartjie kom al die pad en hulle is deur proses van verloving. Hulle kan selfs by mekaar bly en alles hê van die huweliksding, maar nie voordat hulle ja gesê het amptelik nie. Want die oomblik as hulle ja sê, gaan bou die koninkryk van God met julle lewe en met julle gesin. En dan kry ek 'n nuwe naam, 'n nuwe ID en ek word op die testament gesit. Ek erf die ewige lewe. En dis wat daar gebeur. En nou is die vraag, het jy al ja gesê? Ek vra nie of jy belydenis van geloof en of jy gedoop is en of waardeur jy is nie. En of jy in die kerk is, nou sal jy sê, maar ek preek vir verkeerde mense. Ek preek vir die regte mense. Jy wat al die jare saam met die NG Kerk kom of met 'n kerk kom, doesn't matter. Which church? Did you ever in your life came to the point to say yes? Ja. Ja, Here. God wil 'n ewige verbond met jou sluit. Nie sommer net saam bly nie. God wil dat jy 'n wilsbesluit neem. Ja, Here. Ek glo, ek neem aan, ek neem die verbond van Jesus Christus, sluit ek met hom, kontrak toe jou. Amen, is klaar. Nou moet jy besluit neem. Ek wil vra dat jy sal vorentoe buig, jou oë toemaak. Almal, ek gaan vir jou kyk, dat jy nie loer nie. Jy mag nie loer nie. Goed babes mag ons nie loer nie. Maak toe jou oë. Jy het een van 3 keuses. Jy kan vorentoe kom. As jy wil hê ek moet vir jou bid. As jy nog nie ja gesê het nie. Jy kan opstaan, sodat ek gaan nie jou naam noem nie. Jy kan opstaan en sê, ek wil vanoggend 'n besluit neem, ja. Of jy kan jou hand opsteek, dat jy skaam is. Almal se oë toe asseblief. Jy kan vorentoe kom. Jy kan opstaan en vir die Here sê, ek maak 'n kontrak. Dankie. 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 Baie dankie. Onse Vader wat in die hemel is. Ons is kerkmense, dis hoekom ons hier is. Maar ons water loop uit 'n stuk in 'n beker.
Maar u kom in hierdie oggend en u maak 'n verbond met ons, soos 'n bruid en 'n bruidegom wat vir mekaar 'n ewige ja sê. Maak u 'n ewige verbond met Abraham. En daarom kom bid ek vir elkeen wat sy hand op is, elkeen wat staan, elkeen wat kom sê ja. Dankie dat u hulle verlos het. Dankie dat u, toe Jesus in hulle lewe inkom, elke stukkie sonde verdwyn, helder, onberispelik voor u. Ons kom bid, Here, dat vandag 'n datum, 'n uur sal wees vir elkeen wat nie net sê ek behoort aan die kerk nie en ek is maar deel van die tradisie nie, maar wat sê dat ek is verbind aan God. Ek kom bid dat u op hierdie oomblik elke hand, elke staande een sal aanneem as u kind, as u eiendom. En ek kom bid vir elke hart dat ons dit sal vat, glo en daarin lewe. Ons loof en prys u vir hierdie geleentheid, vir hierdie dag. Amen. Baie dankie. U kry die geleentheid om die Here te dien met u liefdegawe. Vader God, U ken my naam. My binne God, my buite staan. My groot praat en my klein verdriet. My vashou aan angs wat verskiet. U ken my vrese en my hoop. Die pad wat ek so kaalvoet loop. Die pad het u lank al berei. U maak die pad gelyk vir my. Alle pelgrims keer weer huis toe. Elke zwerver komt weer thuis. Ek verdwaal steeds op die groot pad, soekend na u boardinghuis. Alle pelgrims keer weer huis toe. Elke zwerver komt weer thuis. Ek verdwaal steeds op die groot pad, soekend na u boardinghuis. Jare gelede, wacht ek net myself aansit. Jare gelede was ek 'n student gewees wat teologie geswat het en om geld te kry vir die studies was ek 'n kelner op die trein. En ons jy kry maar aan die einde van die maand jou salaris, maar jy het gelewe van jou tips. En toe vang ek 'n trein wat geen mense op het nie, kan jy glo, 'n eetwa sonder mense. Hulle haak ons toe vas aan 'n goederetrein en hulle sleep ons Durban toe om 'n trein te werk van Durban na Johannesburg. Ons kom in Durban, toe moet ons 'n hele week oorbly. Nou dit was hier
in die 70e jare, so 'n ou kon daarom 'n halwe brood koop vir 6 sent. En ek het in my sak gehad 27 sent. En ek het net 'n verskriklike behoefte aan kerk, want nou moet jy weet daai tyd, jy ken mos die kerk in die 70e jare, jy word uitgejaag as jy nie 'n pak of 'n das of netjies aangetrek is nie. Toe word ek 'n Catholic, jy weet, toe gaan ek Katoliek toe. En ek wag tot die kerk in die gang is en ek stap daarin, sluip in en toe's daar, skus Mariano, so oorywerige koster, welcome, welcome, en ek duik hier onder die banke in. En daai aand, toe neem hulle kollekte en my 27 sent, seker maar sentimente, emosionaliteite of wat ook al Gees van die Here gepraat, het ek my 20 sent in 'n bordjie, en ek kan onthou die Katolieke maak maar iets groots van alles, het hulle die bordjie so alles in 'n goue bak voor die kruis daarvoor gaan gooi. En dit het 'n geweldige indruk op my gemaak. Die 6 sent, 7 sent het ek 'n brood gekoop en saam met die boemelaars onder die bome geëet. Maar die 20 sent voor die kruis en vandag ook mense se name voor die kruis. Here, dankie vir elke sent en elke siel wat ons voor die kruis kan kom bring en sê dis vir U, Here. Neem dit en bou U koninkryk. Amen. Baie dankie. Kom ons sluit af. En die lied waarmee ons afsluit is met vuur, maar dis nie die vuur van die hel nie. Dis die vuur wat goud louter tot suiwer. Kom ons sing.
voordat ek jou seën met die seën van die Here. Ons gaan drink tee na die diens, maar ook as jy jou hand opgesteek het of enige iemand wat vanoggend 'n behoefte het aan 'n gebed vir my pad voorkant toe, agter voorportaal agter, daar agter. My agter voor die voorportaal as jy na die kombuis toe gaan, links is 'n lang gang. Op die punt is 'n gebedskamer. Daar wag mense vir julle om sommer net saam met jou te kan bid vir waarvoor jy 'n behoefte het. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van sy Heilige Gees stap saam met jou om onberispelik voor God eendag te staan, omdat Jesus jou skoon gewas het. Amen. Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Meer laat ons leef soos U leef, Here, amen. Laat dit so wees, Here, Baie dankie en mag jy 'n fantastiese week hê. Mooi loop.